Lig op lig, Maluti FM 97.1. Die tweede Sondag van Koninkrykstyd. Ons het verlede week die oorgang gemaak van Drie-eenheid Sondag na Koninkrykstyd. Ons het stilgestaan by die waarheid dat God koning is, dat ons burgers van sy koninkryk is. 'n Koninkryk het mos burgers, en ons is die burgers van God se koninkryk. En dat die burgers die kerk is, en die kerk wat geroep word om 'n teken van daardie koninkryk in die wêreld te wees. En hierdie week beweeg ons so 'n bietjie verder met die vraag, hoe groei God se koninkryk? Eerste een noem ek die mosterdsaadjie. Markus 4 vers 30 tot 32. Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat, wanneer dit in die grond gesaai word, die kleinste van al die sade op die aarde is. Goeiedag, luisteraars. Ons leef in 'n wêreld wat lief is vir groot dinge. Groot gebou, groot getalle, groot prestasies. Ons dink maklik dat iets net belangrik is wanneer dit indrukwekkend lyk. Maar Jesus vertel 'n ander verhaal. Hy sê die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie. 'n Klein saadjie wat maklik oor die hoof gesien kan word. En tog groei daar uiteindelik iets groot uit. Dikwels werk God presies so. 'n Kind wat bid, 'n oupa wat sy Bybel elke dag oopmaak, 'n gemeente wat getrou aanbid, al word hulle minder, 'n vriendelike woord aan iemand wat moed verloor het. Vir die wêreld lyk dit klein, maar in God se hande word klein dinge groot dinge. Die grootste fout is dikwels dat ons nie net na die grootte van die saad kyk en vergeet van die krag van die een wat dit laat groei. Miskien bid jy al lank vir iemand. Miskien dien jy getrou sonder veel erkenning. Miskien wonder jy of jou klein bydra enigstens 'n verskil maak. Die mosterdsaadjie herinner ons, God se koninkryk word nie gemeet aan hoe groot iets begin nie, maar aan wat God daarmee doen. En kan ons sê hoe groot dit eindig. Ek bid dat wanneer ons ootmoedig raak, deur klein te begin, U ons sal help om op U te vertrou, Here. Gee dat ons getrou sal saai en glo dat U die groei sal gee, soos U alleen kan gee. Tweede gedeelte noem ek die suurdeeg. Matteus 13 vers 33 sê, die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 3 mate meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Luisteraars, baie van God se werk gebeur stil. Ons hoor daarvan nie op die nuus nie. Ons maak nie opslae op sosiale media nie. Tog verander dit mense se lewens. Jesus vergelyk die koninkryk met suurdeeg. 'n Klein hoeveelheid word in die deeg ingewerk. Aanvanklik lyk dit of niks gebeur nie. Maar stadig en seker verander die suurdeeg die hele deeg. So werk die Heilige Gees ook. Hy verander nie net ons gedrag nie. Hy verander ons hart. 'n Mens wat vroeër vinnig kwaad geword het, leer geduld. 'n Mens wat altyd eers aan homself gedink het, leer om te dien. 'n Mens wat swaar kry, ontdek nuwe hoop. Dikwels besef ons eers jare later hoe God besig was om ons te vorm. Ook die kerk moet onthou dat haar grootste invloed nie altyd op die groot projekte lê nie. Dikwels lê dit in troue getuienis,
opregte liefde, eenvoudige gehoorsaamheid. Koninkryk groei nie net sigbaar nie, dit groei partykeer ook stil weg. Heilige Gees werk in ons harte, vorm ons volgens die beeld van Christus en maak ons instrumente van u vrede. Dis ons gebed, Here, vir elkeen van ons. Maar ons kan sê, as daar gesaai word, dan moet daar ook 'n oes wees. Vir die derde gedeelte vanoggend noem ek die oesland van God. Johannes 4 vers 35. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. Daar's twee praatjies, en ons het geleer dat God se koninkryk groei. Maar wat is ons rol? Jesus gebruik die beeld van 'n oesland. Die oes behoort aan God, die groei kom van God. Maar hy nooi mense om saam te werk. Dit beteken nie dat elke Christen 'n predikant moet wees nie, maar elke Christen is geroep om 'n getuie te wees. Sommige plant, sommige gee water, sommige moedig aan, sommige troos, sommige bid. En deur dit alles werk God. Die wonder van die koninkryk van God is dat mense gebruik word. Gewone mense gebruik word. Mense soos ons. Mense met swakhede. Mense wat soms twyfel. Mense wat moeg word. En tog kies die Here om sy werk deur ons hande en woorde te doen. Wanneer ons terugkyk oor die geskiedenis van die kerk, sien ons dat groot herlewings dikwels begin het met die eenvoudige mense wat gehoorsaam was. Die vraag is nie of God aan die werk is nie, die vraag is of ons bereid is om saam met hom te werk. En ons kan vir hom vra, Hemelse Vader, dankie dat U vir ons deel gemaak het van die werk, maar maak ons bereidwillig om te dien waar U ons plaas. Gebruik ons tot eer van die naam en tot uitbreiding van die koninkryk, sodat ons presies sal doen en al ons talente en vermoëns sal uitleef in die koninkryk.